Ons luister vanoggend na die Here se stem vanuit 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 gaan ons die eerste 7 verse saam lees, vers 1 tot 7 van 2 Samuel 23. En dan gaan ons die klem in die prediking in die besonder laat val op vers 5. Kom ons luister dan nou saam na die Here se woord vanuit 2 Samuel 23. En dit is die laaste woorde van Dawid. Dawid spreek, die seun van Isaai en die man wat hoog geplaas was, spreek, die gesalfde van die God van Jakob en die lieflike in die sange van Israel. Die Gees van die Here spreek in my en sy woord is op my tong. Die God van Israel het gesê, die rots van Israel het tot my gespreek. 'n Heerser oor mense, 'n regverdige, 'n heerser in die vrees van God, is soos die môrelig by sonsopgang, 'n môre sonder wolke as deur die glans na die reën, grasspruitjies uit die aarde uitkom. Want is my huis nie so by God nie? Want hy het 'n ewige verbond vir my daar gestel, wat in alles gereël en verseker is. Want al my heil en alle welgevalle, sal hy dit nie laat uitspruit nie? Maar deugniete, hulle almal is soos weggegooide dorings, want 'n mens vat dit nie met die hand nie, en elkeen wat hulle wil aanraak, wapen homself met 'n yster of die steel van 'n spies, en met vuur word hulle op daardie plek heeltemal verbrand. Ons lees tot sover en dan vers 5, ons fokusvers vir vanoggend. Want is my huis nie so by God nie? Want hy het 'n ewige verbond vir my daar gestel, wat in alles gereël en verseker is. Want al my heil en alle welgevalle, ja, sal hy dit nie laat uitspruit nie? Geliefde gemeente, is jy gereed vir die dood? Is jy voorberei daarop? Baie keer as ons hierdie vraag hoor, dan is dit dalk meer vir die ouer mense onder ons, vir wie hierdie vraag 'n werklikheid is. As jou gesondheid goed is en jy heel gelukkig in die lewe is, as dit materieel met jou goed gaan, dan voel die dood baie keer vir jou ver. In ons tyd is die begrafplase ook nog buite die dorpe geleë, nie by die kerkgebou soos in die middeleeue nie. Ons word nie so deurgaans met die dood gekonfronteer soos mense in die vroeë tye nie. Aan ons dood dink ons baie keer maar net by spesifieke geleenthede, soos by 'n begrafnis of dalk by 'n groot ramp in die familie. Maar ons weet vanuit die Here se woord dat die fisiese dood 'n werklikheid is vir alle mense, behalwe diegene wat tydens die wederkoms van Christus nog in die lewe gaan wees. In die tyd van Christus se koms weet niemand nie. So broer en suster, die dood is 'n werklikheid. En dat ons vir die dood gereed moet wees, is 'n noodsaaklikheid. Nou moet ons nie dink gereed wees vir die dood beteken dat ons testamente goed opgestel is nie. Ons moet ook nie dink dit beteken ons is gereed vir die dood wanneer ons alles uit die lewe geniet het wat hierdie lewe kan bied nie. So dink die heidene en die ongelowiges telkens oor die dood. Maar gelowiges se voorbereiding, se gereedheid vir die dood lyk heeltemal anders. Dit klink heeltemal anders. 'n Gelowige wat vir die dood gereed is, weet wat vir hom
of haar in gereedheid gebring is aan die ander kant van die dood, ten spyte van die dood. Ja, broer en suster, gereedheid behels dat jy weet wat vir jou in gereedheid gebring is. Dit behels dat jy weet wat God vir jou in gereedheid gebring het. So berei die Heilige Gees ons deur ons lewe voor vir die dood. Hy anker ons hoop en verwagting op dit wat die Here ons beloof het, maar hy heilig ons ook deur die lewe om by daardie verwagting te pas. Hy lei ons in ons diens aan die Here, sodat ons daardeur groei in ons geloof en in ons liefde. Uiteindelik kan ons die dood tegemoet gaan as mense met 'n ewige lewensverwagting. Nou hoor ons in ons skrifgedeelte in die besonder van die man wat in gereedheid gebring is. Hoor weer die eerste deel van vers 1. En dit is die laaste woorde van Dawid. Wat ons in ons skrifgedeelte hoor is koning Dawid se woorde, sy laaste woorde. Maar as ons nou egter 1 Konings 2 gaan lees, dan hoor ons van ander woorde wat as sy laaste woorde beskryf word. Daar praat hy spesifiek met Salomo, sy seun en opvolger. Watter woorde was dan nou sy laaste woorde? As ons na ons skrifgedeelte se verband kyk, dan is dit duidelik dat hierdie woorde Dawid se laaste publieke woorde was. Hy was mos 'n publieke figuur, koning van die Here se volk. Daarom kan ons die woorde van ons skrifgedeelte aanvaar as Dawid se laaste woorde aan die Here se volk, voor hy gesterf het dan nou. Ons kan amper sê dis sy laaste gedig. Hy het mos vir die volk se gebruik 'n hele aantal liedere, gedigte geskryf. Hy het die grootste deel van die psalms geskryf. Hierdie laaste gedig is dan die kersie op die koek, die punt agter al die woorde wat Dawid in sy psalms tot die volk gespreek het. Dit is die woorde waarin die volk kan leer hoe dit klink as 'n mens vir die dood gereed is. Dit is die woorde waarin die volk kan leer hoe dit klink as jy vashou aan dit wat ander kan die dood vir jou in gereedheid gebring is. Nou begin Dawid hierdie gedig eers met 'n lang opskrif. Ons hoor in die res van vers 1 van ons skrifgedeelte, Dawid spreek, die seun van Isaai en die man wat hoog geplaas was spreek, die gesalfde van die God van Jakob en die lieflike in die sange van Israel. Dit klink amper asof Dawid hier spog met 'n lang CV. Hy sit heelwat meer inligting oor homself by hierdie laaste gedig as wat hy gewoonlik by sy psalms gedoen het. Maar hierdie woorde is wel nie 'n gespog met 'n klomp eretitels nie. Dit is 'n getuienis van dit wat die Here van 'n skaapwagter gemaak het. Dawid identifiseer homself heel eerste as die seun van Isaai. En dit is aanvanklik al wat hy was. Die seun van 'n onbekende man, Isaai, die herder uit 'n onbekende dorp, Bethlehem. Dawid, die seun van Isaai, die jongste seun van Isaai. Toe die profeet Samuel onder Isaai se seuns 'n koning wou gaan salf soos die Here hom beveel het Isaai dit nie eers nodig geag om vir Dawid te laat kom nie. Hy het eers vir Dawid laat kom nadat Samuel onder God se leiding nie 'n waardige koning onder die res van Isaai se seuns kon eie nie. Dawid was die seun van Isaai, maar deur die Here se hand het hy toe die hooggeplaaste geword. Sy oorsprong was klein en nietig, maar die Here het van hom gemaak die koning oor die godsvolk, die gesalfde van die troue verbondsgod. So het die Here sy lewensgebeure self aan hom verklaar in 2 Samuel 7 vers 8. Daar hoor ons, so spreek die Here van die leerskare, ek self het jou geneem uit die weiveld agter die skape weg, om 'n vors te wees oor my volk, oor Israel. Hy het hom aangestel as skaduwee van
die groot gesalfde, die Messias Jesus Christus. Die seun van Isaai het geword koning in die naam van die Here van die leerskare. Hy het geword herder en oppasser van die Here se eie volk. En hy het die volk gelei in die stryd teen hulle vyande. En die Here het deur Dawid vir sy volk rus gegee van hulle vyande rondom. Maar dan beskryf Dawid hom ook as die lieflike in die sange van Israel. En dit beteken nie dat die Israeliete mooi liedjies oor hom geskryf het nie. Hy het vir Israel lieflik voorgegaan in hulle lofsange. Deur sy psalms het hy 'n kardinale onmisbare bydrae gelewer tot die kerk se aanbidding. Die Gees het vir Dawid die liedere van Christus laat opteken, sodat ons dit vandag nog kan sing. Vandag 3000 jaar na die dood van Dawid. So beskryf Dawid homself in sy laaste boodskap aan die volk. En let op, broer en suster, sy identiteit rus van voor tot agter in dit wat die Here van hom gemaak het. Hy sou dalk by hierdie laaste geleentheid kon sê watter prestasies hy alles in sy lewe bereik het. Hy sou nog kon praat van sy oorwinning oor Goliat en so meer, maar dis nie wat hy doen nie. Hy verstaan homself, sy identiteit in terme van dit wat die Here van hom gemaak het. Hy sien daarin hoe die Here hom voorberei het vir hierdie oomblik. Dit is hoe die volk hom moet onthou. Dis hoe hulle aan hom moet dink. Ag, hoe dikwels wil ons nie onthou word vir ons prestasies nie, maar in die aangesig van die dood is ons prestasies deur die lewe irrelevant. Alleen dit wat die Here van ons gemaak het, het ewigheidsbetekenis. Om voorberei te wees op die dood is dit nodig dat jy dit in die eerste plek besef en in gedagte hou. Wat het die Here van my gemaak? Kind van God, belynende lidmaat van sy kerk, die man van 'n gelowige vrou, die vrou van 'n gelowige man, ouers van verbondskinders, dalk 'n amptsdraer in sy kerk, 'n instrument in die uitbreiding van sy koninkryk. Wanneer ons bereid is om as kinders en knegte van die Allerhoogste die dood tegemoet te gaan, dan is ons gereed daarvoor. Wanneer ons bereid is om te erken, sonder hom is ons niks. Ons kan eintlik dan saam met Paulus sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Kan jy sê dat jy jouself so sien in die eerste plek? By Dawid, die man na God se hart, was dit uiteindelik die Here se genade alleen wat vir hom oorgebly het. Daardeur is hy in gereedheid gebring vir die dood. Maar dan hoor ons ook van die woord wat hom in gereedheid gebring het. Dawid het homself bekend gestel as 'n persoon wat deur die Here gemaak is tot wat hy is. En nou gaan hy verder om te verklaar dat dit wat hy gaan sê ook van die Here afkom. Ons hoor in vers 2 dat hy sê, die Gees van die Here spreek in my en sy woord is op my tong. Die Gees van die Here wat hom bekwaam gemaak het om as koning oor Israel te heers, wat hom lieflik gemaak het in die sange van Israel, spreek deur hom. Deur sy lewe het die Gees deur hom gespreek toe hy psalms gedig het, en nou in sy laaste woorde is dit steeds die Heilige Gees wat deur hom praat. Die Gees van die Here. Here staan in hoofletters en dis belangrik dat ons dit oplet. Dawid gebruik God se verbondsnaam. Ek is wat ek is. Dis die Gees van die Almagtige, die selfgenoegsame en ewige verbondsgod wat hom lei in sy woorde. Die God wat hom in gereedheid gebring het vir hierdie oomblik is steeds besig om deur hom te spreek. Sy tong sê alleen dit wat die Here aan hom openbaar. Hy beklemtoon hierdie feit selfs nog sterker in die eerste deel van vers 3. Die God van Israel het gesê, die rots van Israel het tot my gespreek.
Wanneer hy oor die Here praat, dan gryp hy weer eens na die Here se trou, na die feit dat hy die God van Israel is, maar dan noem hy God ook die rots van Israel. Voordat hy kom by dit wat God sê, beklemtoon hy eers wie die Here is. Hy is die rots van Israel. Dit is hy wat vir sy volk vastigheid gee in onstuimigheid. Dit is hy wat vir sy volk veiligheid gee te midde van gevaar. Dit is hy wat vir sy volk sekerheid gee te midde van onsekerheid. Dit is hy wat vasmaak en bevestig terwyl alles anders vergaan. Ons hoor in Psalm 46 vers 7, die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Dis die rots van Israel wat die woorde vir Dawid ingegee het. Nou kan ons vra, hoekom beklemtoon Dawid dit so sterk? Waarom sal hy die karakter van die Here beklemtoon voor hy by die inhoud van sy boodskap uitkom? Wel, as ons weet wie iets gesê het, dan weet ons mos ook wat ons daarvan moet dink. As iemand wat onbetroubaar is beloftes maak, dan neem ons dit mos nie te ernstig op nie. Maar as iemand wel betroubaar is, dan reken ons daarop dat hy sy woord gestand sal doen. As dieselfde God wat destyds sy beloftes aan Israel gemaak het, nou nog met Dawid besig is, dan getuig dit van uiterste trou. Die beloftes is immers teen die tyd van Dawid se leeftyd al meer as 1000 jaar gelede aan Israel, aan Jakob gemaak. As die rots van Israel steeds vir Dawid 'n rotsvesting kan wees, dan is dit wat hy sê betroubaar en vas. Maar uit hierdie woorde leer ons ook in die besonder hoe die Here vir Dawid gereed gemaak het vir hierdie oomblik, deur sy gees en woord se werking. Daarsonder sou Dawid niks van betekenis gehad het om te sê nie, niks om in troos te vind op sy ou dag nie. Om gereed te wees vir die dood is dis om by uitstek toegerus te wees uit die Here se woord. Dis om God se woord te ken, maar om ook daaruit die God van die woord te ken. Hoe paniekerig sal 'n mens nie wees by die dood as jy die Here nie ken as jou rotsvesting nie, hoe vol angs en vrees as jy nie weet wat vir jou gereed gehou word aan die ander kant van die dood nie. Jy sal niks hê om op terug te val nie. As jy kan sê wat God sê van harte, dan is jy gereed vir enige iets. Dit is immers wat dit beteken om te bely, dis om dieselfde as die Here te sê. Die woord van die Here het dan uiteindelik vir Dawid geleer van die saak wat vir hom in gereedheid gebring is. Hoor weer vers 3 en 4 van ons skrifgedeelte. 'n heerser oor mense, 'n regverdige, 'n heerser in die vrees van God, is soos die môrelig by sonsopgang, 'n môre sonder wolke as deur die glans na die reën grasspruitjies uit die aarde uitkom. Dawid beskryf onder inspirasie van die Heilige Gees 'n bepaalde heerser. Hy beskryf iemand wat regeer, ons kan sê 'n koning. Dit gaan hier om 'n koning wat regverdig regeer. Hy is nie iemand wat die volk onderdruk om homself ryk te maak nie. Hy is ook nie iemand wat regeer asof hy nie teenoor iemand verantwoording hoef te doen nie. Hy regeer in die vrees van God. Hy besef terdee dat die aarde en die volheid daarvan aan die Here behoort. Hy besef ook dat die volk waaroor hy regeer aan God behoort. Hy het ontzag vir die God van die hemel en die aarde. Hy is met ander woorde nie 'n selfsugtige en 'n hoogmoedige tiran nie. Dis die tipe koning wat Dawid beskryf. En dan gebruik hy 'n treffende beeld om die heerskappy, of ons kan sê die regime van so 'n koning te beskryf. Hy is soos die eerste lig van die son as dit in die oggend opkom. Soos die strale wat aankondig dat daar aan die donker nag 'n einde gekom het. So 'n koning is soos die helder son as hy sy strale gooi oor 'n aarde wat pas met reëns benat is. Ag, en ons weet nou veral in hierdie tyd hoe mooi en heerlik dit is as die son so lig werp op die nuwe groei en lewe wat die reëns gebring het. So helder
So vars is die heerskappy van 'n koning wat die Here vrees en regverdig oor sy onderdane regeer. Sy amptswerk skep die gepaste klimaat vir groenigheid en groei. Dit skep die gepaste klimaat vir lewe om te floreer, vir 'n nuwe heerlike begin om aan te breek. Dit gee vrede in die koninkryk. En so 'n ryk drup die seëninge van die hemele af soos lewenswater. Dit hoor ons ook wanneer ons in Psalm 72 vers 6 tot 7 hoor van so 'n koning. Hy sal neerdal soos reën op die grasveld, soos buie, 'n swaar reën op die aarde. In sy dae sal die regverdige bloei en die volheid van vrede, totdat die maan nie meer is nie. Wat 'n treffende beeld, en wat 'n heerlike saak wat Dawid met hierdie woorde aanraak. Nou kan en moet ons inderdaad vra van wie praat hy? Hierdie woorde voel dalk asof dit so uit die bloute gekom het. Van watter koning en van watter koninkryk praat Dawid in hierdie woorde? Hy praat sekerlik nie van homself nie. My broer en suster, al was Dawid se koningskap sekerlik goed vir die volk, was daar tog nog soveel foute en tekortkominge. In die boek 2 Samuel is die klem juis op die manier hoe Dawid se sonde gelei het tot die verswakking van sy koningskap. Ons hoor daarin van sy sonde met Batseba. Ons hoor van al die moeilikheid wat hy met sy kinders gehad het, hoe sy seun Amnon sy eie halfsuster verkrag het, hoe Absalom in opstand teen Dawid gekom het en Dawid vir sy lewe moes vlug. Dawid was beslis 'n besondere koning en hy was inderdaad die man na God se hart. Maar dit sou gewoon nie pas om hierdie woorde oor homself te sê nie. Die bedoeling daarvan hoor ons eerder in vers 5 van ons skrifgedeelte. Want is my huis nie so by God nie? Want hy het 'n ewige verbond vir my daar gestel, wat in alles gereël en verseker is. Want al my heil en alle welgevalle, ja, sal hy dit nie laat uitspruit nie. Die woorde wat Dawid sopas gesê het, is nie van toepassing op homself nie, maar op sy huis, op sy nageslag. God het, wat sy nageslag betref, met hom 'n ewige verbond gesluit. Met ander woorde, die Here het hom in sy beloftes aan Dawid gebind. Wat is die implikasies van daardie verbond? Dawid sê, die implikasies is dat alles vir hom gereël en verseker is. Ons sou dit ook kon vertaal met dat alles georden en veilig is. Die beloftes van die Here behels vir Dawid dat alles wat vir hom van belang is, agter mekaar gesit is, in orde is. Dit behels ook dat sy belange by die Here veilig en bewaar is. Vanuit hierdie heerlike verbond wat God met hom gesluit het, kan hy alle heil, alle redding van God verwag. Hy kan ook alles wat hy ten diepste vanuit die geloof begeer, vanuit hierdie verbond verwag. Die verbond wat die Here immers met hom gesluit het, het bepaal dat die groot Messias uit Dawid se nageslag sou kom. En dit het bepaal dat hy volkome in vrede sal heers vir ewig. Dit het behels dat hy sal oordeel in geregtigheid. Hy sou kom om die ellendiges op te hef en die kwaadoeners regverdiglik te straf. Dit is die heerser wat Dawid as ware deur die geloof sien, kort voor sy dood. Hy sien vir Jesus Christus, seun van Dawid, as die heerser in wie alles vir hom gereed en veilig is. Hy sien vir Jesus, die een wat volgens sy Psalm 22 uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy sien die een in wie die versoening vir ons sondes veilig is, omdat hy die Godverlatenheid vir ons deurgegaan het. Dawid sien ook die gunsgenoot van die Here, wat volgens sy eie woorde in Psalm 16 nie oorgegee sal word aan die verderf van die dood nie. Die een wat uit die dood opgewek sou word as die volkome regverdige. Hy sien in die belofte hoe die ewige lewe vir hom in gereedheid gebring
georden is. Dawid hoor die Here wat volgens sy eie woorde in Psalm 110 tot sy Here roep en sê, sit aan my regterhand totdat ek die vyande maak 'n voetbank vir u voete. Hy hoor daarin die wonderlike versekering dat sy nasaad aan die regterhand van die Vader sal sit om alles wat hy vir die redding en behaag van die kerk verdien het te orden en veilig te hou. Om alles wat die Here vir die vaders van ouds beloof het te laat uitspruit soos die groenigheid na die reën. Dit tog is wat ons Here Jesus daar aan die regterhand van die Vader doen. Hy deel sy gees uit om lewe te wek in dooie harte en hy orden alles so dat ons die rykdom van die Here se beloftes uiteindelik mag ontvang. So byvoorbeeld orden hy die prediking van die evangelie sodat die uitverkore volk mag hoor van sy offer aan die kruis en dat hulle dit mag glo. En so rig hy sy kerk op om die gelowiges saam in die veilige vesting van die godsbeloftes te koester. Hy is inderdaad 'n heerser, die heerser wat lewe en groei werk deur sy gees. Een wat as die son van geregtigheid tevoorskyn tree om aan die donkerte van ons slawerny aan die sonde 'n einde te bring. Hy is die heerser wat straal van regverdigheid en godsvrees. Die grasspruitjies laat hy uitspruit wanneer hy die geloof in ons laat toeneem. Dawid kan dus blymoedig sterf want hy glo die Here se beloftes. Hy kan die dood gereed en rustig tegemoet gaan want hy weet, ten minste op sy stadium gedeeltelik, wat die Here vir hom gereed gemaak het. 'n Koninkryk waaroor die son nooit sal ondergaan nie. Heil wat ewig bly en 'n heerlikheid wat nog nie eers in die hart van 'n mens opgekom het nie. Daardie vertroue het hy omdat hy van harte glo wat die Here sê. Daardie rus en vertroue mag ons ook hê as ons van harte glo wat die Here sê. As ons egter nie glo nie, waarlik glo nie, dan dien die ander kant van Christus se regverdige koningskap vir ons as waarskuwing. Ons hoor in vers 6 tot 7 van ons skrifgedeelte daarvan. Maar deugniete, hulle almal is soos weggegooide dorings, want 'n mens vat dit nie met die hand nie, en elkeen wat hulle wil aanraak, wapen homself met 'n yster of die steel van 'n spies, en met vuur word hulle op daardie plek heeltemal verbrand. Christus self sal oordeel in regverdigheid om die goddeloses hulle plek op die aarde te ontneem en vir sy volk, vir sy kinders, die aarde as erfenis te laat kry. Geliefde gemeente, moet dus nie onvoorbereid wees op die dood nie. Gryp vas aan Christus wat vir ons alles wat vir ons redding nodig is georden en verseker het. Wees voorbereid en laat jou voorberei deur die werking van God se Gees. Stel jou gewillig in diens van God se kerk en koninkryk. Dan sal ons saam met die apostel kan juig in die woorde van 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is, vir ons wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Amen.